Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM stereo. Welkom hier by Aksie met Reaksie op Eden FM, waar ons vandag die onskatbare waarde van 'n moeder ondersoek. Ek is Dion En ek is Karen. Vandag fokus ons op die rol van 'n moeder en die onmeetbare bydrae wat sy maak tot die gesin, die samelewing en die wêreld. Ons begin deur te kyk na die belangrikheid van 'n moederfiguur in 'n gesin. 'n Moeder is nie net 'n versorger nie, maar ook 'n bron van liefde, ondersteuning en leiding. Haar teenwoordigheid vorm die kern van die gesinsdinamika en bied 'n stabiele basis vir die kinders om op te groei. Ons gaan net so 'n bietjie langs raak oor 'n paar aspekte van wat dit behels om 'n moeder te wees, want daar is nie 'n program wat lank genoeg is om die waarde van 'n moeder te kan beskryf. Definitief nie ons uurtjie nie. Dit gaan glad nie werk. So ons gaan net so 'n paar basiese dinge aanraak wat ons gesien het, wat ons dink spesiaal is vir ons moeders. Absoluut. En wat is 'n moeder? Wat is jy sonder 'n moeder? 'n Moeder is raar so fantasties. Jy is nie hier sonder 'n moeder. Klaar. Jy kan nergens heen begin sonder 'n moeder nie. Nee, jy kan nie. Ons, ja, ek weet meerder van ons almal weet Sondag is Moedersdag. So 'n lekker feel good Sunday met lekker musiek, wel vir Woensdag vandag, maar net lekker musiek wat so tussendeur gaan speel, wat bietjie meer op die hartsnare van liefde raak en hoe dit vir jou voel en hoe dit gaan wees Moedersdag te kan vier. Ja, en ons hoop regtig julle bederf, julle moeder baie met wat sy graag sal wil hê. So is dalk 'n goeie plan as jy nog nie weet waarvan jou moeder hou nie, om bietjie uit te vind. Daar's baie moeders wat op hulle eie is, en ja, ons het 'n paar goeie idees hierso vir julle om 'n moeder te gaan aanneem, net soos by 'n ouerhuis. Jy kan ouerhuis toe gaan en net vir van daai moeders wat alleen daar sit, 'n blommetjie vat. Wat jy in die tuin gaan pluk, jy hoef nie eers geld daarvoor te betaal nie. Of 'n klein chocolaatjie, of 'n koekie, of so ietsie, en net bietjie tyd met hulle gaan spandeer. Ons het dit al 'n hele paar keer gedoen, en Definitief. die trane loop daar as hulle vir jou sien inkom. Daai kort tyd. Dit beteken baie, ja, regtig. Dit gaan nie net vir hulle baie beteken nie, maar jy sal sien, daai skrif wat sê, it's more blessed to give than to receive, sal jy baie mooi daar ervaar, wanneer jy bietjie daar gaan inloer. Definitief, en dit is rarig 'n baie goeie idee, want daar is so baie oumas en moeders wat mense nie meer tyd voor maak om mee te kan kuier en te gesels, 'n bietjie tyd te spandeer nie. So dit is baie goeie ding om die moeder aan te neem vir die dag. Moedersdag sal met hulle ook te vier. Ja, jy sal verbaas wees oor die wyshede wat in jou lewe ingespreek word daar. Ek dink voor ons daai gaan ons so vinnig net weer op 'n lekker liefdevolle musiekbreek. Ons is nou weer terug hier, so bly ingeskakel. Het is lekker meer diepte gesels oor Moedersdag. Net hier op Eden FM, your voice in paradise. Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. Welkom terug is op by ons Aksie met Reaksie, en ons gesels 'n bietjie meer oor Moedersdag en die liefde vir jou moeder en die waarde wat 'n moeder vir jou bied. Net lekker op die Sondag wat voor lê en wag nou. Het jy geweet 'n ma kan enigiets doen? Ma's kan om hoeke sien. Hulle kan kinders deur dik mure hoor. Dit is baie waar. En hulle kan selfs hulle kinders se stiltes vertolk, asof dit ten volle ontwikkelende taal is. Kan jy daai advertensie nee, ek weet nie of jy daai advertensie sal onthou nie, maar dit was 'n prenutrou advertensie as ek reg onthou, waar die kinders met hulle voete op die tafel sit in die ma se kamer,
Haal af julle foto van die tafel af. En ek dink dit was 'n Pronutra advertensie wat dan sê Pronutra maak jou oë goed en jou ore sodat jy deur mure kan sien. Ek dink dit maak in die volgende musiekbreek kyk of ek hom kan opspoor. Dis 'n ou advertensie, maar dit was baie oulik geweest en dis nogal waar, né? Jy wonder altyd, my ma het superpowers. Hoe weet sy wat ek nou doen of hoe het sy gehoor wat ek nou doen? Ja, Of wat ek sê, mompel jy onderlangs as sy vir jou iets vra in jou kamer en sy sê, wat het jy gesê? ek dink ons almal het daardeur geloop toe ons klein was. Wat het jy gesê? Genade. Sal sy het jy daai stadium net gedink, jou brein weet dit eers by jou mond, Ja. dit alweer. Wat het jy gesê? Yes. Ja, 'n ma sal byvoorbeeld heerlik met 'n vriendin staan en gesels en skielik vir die kinders skree om op te hou om teen die mure te teken, op die beddens te spring of skelmpies lekker goed uit die kas uit vas te lê. En sy is nooit verkeerd nie. Glad nie. Of ma en pa sal 'n wit warm gesprek in die huis hê terwyl die kinders buite speel en sy sal skielik ophou met praat en sê, die kinders is te stil. In teenstelling dink 'n pa gewoonlik, ag, dankie tog vir 'n verandering in die stilte, al te lekker. Maar natuurlik is mamma reg en die kinders is besig om iets woorde te doen. Jy weet daai presies daai Karen, daai gesegde van as jy dit het al met my gebeur. Want ek so rustig gesit en ek was busy minding my own business. En jy weet as 'n kind baie klein, dis in die jare van 1 en 2, daai stil begin, Nee, daai is gevaarteken. dan weet jy daar's moeilikheid. By daai wat dit so stil geraak het ek gevoel, joh, jy begin kriem dan op my kop, gesmeer te word met 'n klein handjie. Toe ek so omdraai, toe die bootjie bamkrem in die hande gekry, my kop is gesmeer, die kussings is vol gesmeer, my selfoon was toe gesmeer met bamkrem, vir daai oomblik van stilte. So, presies daai van, Die ma weet so. yes, Wel, jy kan bly wees, dit was nie neer nie. my aarde. Dat was ek vir 'n ruk lank bles geweest. Ja, Dit is erg. Dis amper asof 'n ma kan hoor of dit 'n goeie of 'n slegte stilte. ja. Nou, hoe kry sy dit reg? Die eerste gevolgtrekking waartoe ek kan kom, Ja. na baie jare van vaderskap, is dat ma's regtig om hoeke kan kyk en deur mure kan sien. Ek sê jou, almal het Pronutra geëet en hulle Die daar. vraag is, Hulle moet eintlik daai Pronutra advertensie terugbring. daai skelmwortel wat ingesluk is vir die goeie eyesight. Ja. Nou, hier so 'n stukkie oor die verskillende skoene wat 'n ma dra. Nog 'n eienskap van die moderne mamma is hoeveel verskillende soorte skoene sy kan dra. En soms dra sy sommer meer as een soort skoen gelyktydig. Nou ons praat nie van piesangvoete, soos die kinders dit noem, jy trek jou regtervoet en jou linkervoet en verskillende tipe skoene en sy dra 'n rooi skoen en 'n blou skoen op dieselfde tyd nie. Nee, ons praat nie van fisiese skoene nie, ons praat vandag van al die groot skoene wat sy moet vol staan elke dag. Nou, Ek val hier so gaan die rede, laat my nou presies dink, daar was 'n tydjie terug 'n kat videoetjie gewees. Maar die kat videoetjie het gemaak dat die kind wat die kat in die pram het die kindjie ook die ma se. o ja, jy hou baie van daai, Hoe baie keer het jy al dit gesien dat kinders gewoonlik die ma se of die pa se skoene aantrek, Ja. al die ma se en dan loop hulle rond met die juwele om die nek en die lippies is genooi. Ek het so 'n interessante storie. Toe ek skofte gewerk, toe ek nou nog geswat het en ek het shifts gewerk by Pizza Hut. Ek het net by die huis gekom en ek in 'n woonstel gebly. En die son het eintlik al begin opkom, so dit was hier so by 5:00 se kant. En ek lê net my kop neer nadat ek gestort het en ek hoor klik klak hierbo. Ek dog, nee, ek probeer met my besem hier teen die dak slaan, maar dis sement, so dit gaan nie werk nie.
En dit hou net nie op nie. Dit gaan net al hoe vinniger. Klik hierbokant. Toe moes ek maar opstaan en uitgaan, toe sit die klein dogtertjie wat met mamma se skoene rondloop en hulle is nou al op, want is enkel mamma, sy moes vroeg opstaan om kinders reg te kry en alles reg te kry vir skool en kleuterskool en werk en al sulke van goeders. So ja, ek het nie eintlik vreeslik geslaap. Nee, ek was wakker voordat ek gaan slaap het. Ja, ek het nog gedink ek gaan slaap, maar dit het toe nou nie gebeur nie. Nou, voordat ek onskuldig in die spervuur beland van mamas wat die artikel lees en dink ek insinueer dat hulle lewens rondom skoene wentel, alhoewel ek weet 'n paar mense sin doen. Ek doen glad nie hoor. Skoene is maar my beeldspraak vir al die verskillende rolle wat ma's vertolk. Eerstens is daar die professionele skoene. Die meeste mamas werk deesdae voltyds of hulle kantoor toe pendel en of hulle van die huis af werk. Vroegmôre trek sy al haar professionele skoene aan. Die regmaakproses om werk toe te gaan en sy dra sommer haar rasieleier-skoene tergelykertyd. Dit motiveer die kinders om op te staan. Raas as dit nodig is, sorg dat hulle aantrek en sommer oral oor reg is vir skool. Nou, dan trek sy haar bestuurderskoene aan om die kinders skool toe te vat, of te sorg dat hulle by die skool besorg word. Trek haar selfoonskoene aan om die afsprake te maak en sommer oor die selfoon allerlei krisisse uit te sorteer. By die werk dra sy haar professionele skoene voltyds, alhoewel sy hulle af en toe blitsig moet uitskop om haar mamma skoene aan te trek om 'n oproep van die skool af te beantwoord of die skool se WhatsApp groep te bekyk vir die nuutste huiswerk en skoolreëlings. Dan moet sy ook nog noodoproepe van die kinders af beantwoord. Ja, genade. Daar's baie skoene wat daagliks aangetrek. En partykeer dra jy soveel skoene, jy het vergeet wat 'n skoene jy volgende moet aantrek en dan hardloop jy met jou pantoffels oor die ry. Dit het ek al baie gesien. Ek het al baie interessante goedjies gesien waar die kinders vroegoggend afgelaai moet word. Dan sien jy mammas krullers in hulle hare, met hulle pantoffels aan, met hulle japonne aan, wat nog daar uithardloop. Ja, ander mammas is weer baie fiets en vrolik en opgedres as hulle uitgaan reg vir hulle snyerspakkies om werk toe te gaan. Ander het weer gymklere aan en hulle is reg vir die dag. Ja, okay, ons los daai nou maar daar. Nou paas wat die artikel lees, hoef nie bekommerd te wees as hulle nie weet waar die noodoproepe in aanhalingstekens geskryf is nie. Mamas weet. Maar net ter verduideliking, die oproepe se noodgevalle mag wissel van 'n gestryery tussen haar kinders tot 'n regtig absolute krisis, waarvoor meer beltyd op die kind se selfoon benodig word om langer met die maatjies te kan. Dis mos nou ernstig, jy weet mos, dis noodgevalle. Ek was verlede week besig met 'n scan en ek sien toe my seun het my gebel en hy sê hy was op 'n vlug Thailand toe en ek sien hy het weer gebel en ek stuur toe vir my boodskap, ek sê ek is net besig met hierdie scan met die pasiënt, so maar as dit dringend is moet hy weer bel. Anders moet hy maar net vir my boodskap los, ek sal hom terugbel. En hy bel, ek dog, okay, ek verskoon myself toe en ek gaan praat met hom. En hy video call sommer. Ek sê, wat's fout, is jy okay? Nee, alles is reg, hy wou net vir my die mooiste ons omgaan. Dan sien jy, dis al van ons praat van 'n nood. Dis 'n noodsituasie, ek dog. Jy 'n noodskoon. Ja, het hy nie gelees nie. Ja, nou is ek bekommerd, hy's nou in 'n ander land, wat gaan ek in elk geval doen hier? As hy's in 'n ander land, as daar nou ietsie fout is, maar ja, is daarom bly, hy bel daarom nog sy ma. Sal ek 'n brieflys sê, jy het daai skoene aangetrek. Oh ja, so ja, dis 'n noodgeval. Hy moes net gou moet sê, nee, ek moes net gou, moeder,
ek moes net gou vir ma die mooi sonsondergang wys vir my. Dit was so oulik. So ja, wel terug tuis, na uitputtende dag, moet mamma maar weer haar skoene verander, en dit wils blits vinnig ook. Daar is die huiswerk gedoen skoene, die sielkunde skoene, die verpleegster skoene, die moederhart skoene, dis vir troos en raad gee, en die omsien na die magie skoene, en die scuba skoene, sorg dat die kinders bad en in die bed kom skoene. En daarna, daar is nie eers die kosmaak skoene nie. Dit moet ook nog gedoen word die ergens tussenin, en dan is dit 'n lunch insit vir môre skoene, sorg dat die kinders se klere gestryk en gewas is as jy nie iemand het wat jou help nie skoene, en veral as jy 'n enkel mamma is, want al daai goeders, en sit gou reg, al die bordjies en alles vir pap môreoggend skoene, ja, en dan kry alles reg, sit gou ons het gesê sit die lunch in, en dan moet jy nog by jou goedjies uitkom, wat jy graag nog gedoen wil hê, as jy daaraan gedink het om miskien 'n series te kyk, 'n stukkie van die series in die halfpad aan die slaap raak, tussen die series nie, omdat jy so moeg is van al die skoene aan en uittrek die hele dag nie. Dan moet jy, ek kan onthou, dit was so besig vir my, want ek was ook 'n enkel ma, dat toe ek my eerste rugoperasie gehad het, ek het nie eers TV gekyk of enige iets gedoen nie, ek het net gelê en vir die dak gekyk. En die radio was aan, dis al wat ek gedoen, ek was net so moeg. Daai is amper net soos your emotions, if you don't deal with them, they will deal with you. As jy nie, ja, dis 'n boodskap vir die moeders, as jy nie 'n tydjie afneem vir jouself nie, dan gaan jou liggaam jou dwing om dit te doen. En so het ek vir 3 maande nie kon sit of staan, of wel ek kon staan, vir die eerste 6 weke kan jy nie lê jy, en dan is dit 3 maande wat jy nie kan sit nie, dis staan of lê, en ja, min goedjies wat jy kan doen dan, so ek was net so moeg, ek het nie eers aan gedink om enigiets te wou kyk nie, ek het maar net gelê en vir die dak gekyk en geslaap en gerus, dit was net, ja, so mamas, veral enkel mamas, kyk na julle self, niemand anders gaan daai doen nie, nee? Absoluut, nou mamas, dra nie net verskillende skoene terwille van hulle kinders nie, hulle gee ook verskillende lengtes tree, terwyl hulle saam met hulle kinders op hulle lewenspad stap. Yep. Dit begin met klein baba treetjies, en na mate die kinders ouer word die tree langer, met mamma wat al die pad saam met die kinders stap. Uiteindelik word dit 'n sikliese roete wanneer die kinders self ouers word. Ja, niemand kan 'n moeder se skoene vol staan nie. Dis hoekom ons nou hierdie verskillende skoene genoem, en ek dink daar's nog 'n paar wat uitgelaat is ook. Al reeds een noem. Daai, en dit was iets wat nou ek dag gesien het. As 'n moeder siek is, sien sy, nou wat nie, as die pasiënte in kwotasies nou by die huis siek is, die kinders of die pa, dan ma doen alles. Maar doen in elk geval alles. Maar as sy siek is ook, doen sy nog steeds presies dieselfde so. Presies, ja, ja, presies, maar as 'n pa siek is, ja, jy lag so lekker. Sê gou vir ons, kom lag jy so lekker. Wat gebeur as 'n pa siek is? Die wil gaan, al 2 maande pa siek, maar pa kan niks doen nie. Maar ma doen nog steeds dieselfde. Ja, ma gaan nog steeds dieselfde gang, want dit moet gedoen word, nee? Yep. Daar is nie so iets van, jy is met vakansie, of nee, ek voel nie lekker nie, dit bestaan nie vir 'n ma nie. So waardeer jou moeder en waardeer jou vrou. Ja. Absoluut, dit is presies waaroor die skoene gaan. Dis waardering. Kry so vir 'n paar nuwe skoene. Dit klink vir my soos die waarderingsskoene, dat as jy vir haar sê sy kan dit aantrek, dan weet sy, hier kom 'n lekker treat. Maar ek dink ons moet gou weer op 'n musiekbreek. Ja, dit klink vir my na 'n goeie plan. Laat ons 'n skoene kan uitskop, plakkies aantrek, en ek dink die musiekskoene aankry. Sy. Ons is nou weer terug. Ek dink ons moet sommer 2 liedjies speel. Yes. Wat dink jy? Ek dink dis die moeders lekker kan rus vir 'n ekstra rukkie kan
sit en hulle koppie tee geniet terwyl die twee liedjies speel. Ja, dit gee my tyd om dan te kyk of ek dalk die Prenitra advertensie nie had. Daar sy. Ons is nou weer terug by julle, bly geskakel op Aksie met Reaksie, Your Voice in Paradise, net hier op Eden FM. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life. As en welkom terug is op ons op Aksie met Reaksie. Ons is selfs nog lekker hier oor komende Sondag se Moedersdag en die lekker, hoe kan ek dit sommer sê in Engels, die treat wat voor en maar vir al die moeders daar is in hulle moederhart. Ja, en die paas sien ook baie uit daarna, want hulle weet, dan kry hulle extra lekker pudding en alles. Bederfies, maar dis net sommer, hoe sê altyd aan mekaar en dit maak net soveel beter as jy weet, daai ligte, daai bederfie wat, as jy as vrou wakker word en jy kry 'n lekker ontbyt in die bed, of nie eers net 'n gewone koppie koffie, maar so hug en 'n mug, met 'n klein chocolaatjie en 'n bossie blom. Vir ontbyt. Vir die inkom en as toastbrood, of nie 'n toast, maar 'n lekker ontbyt. 'n lekker scone met room en jam. Dit klink nou lekker. Ek dink ek moet so nou gaan scone bak. Vir Sondag. Ja. Nou, liewe moeders, op hierdie spesiale dag wil ek 'n eerbetoon bring aan al die ongelooflike moeders daar buite. Julle is die heldinne van ons wêreld, vol liefde, krag en opoffering. Julle het ons geleer om lief te hê, om te verstaan en om te groei. Met elke hupstoot, elke onvoorwaardelike omhelsing en elke sagte sussie, het julle ons lewens verander. Julle het ons geleer om sterk te wees in die gesig van uitdagings, om te volhard en nooit op te gee nie. Julle offer soveel op vir ons, julle tyd, julle energie, julle drome, en tog doen julle dit sonder aarhede, sonder vrae. Julle liefde is onvoorwaardelik en onmeetlik. Vir al die tye wat julle vir ons opgeoffer het, vir die stories wat julle vertel het, vir die lesse wat julle geleer het, sê ons dankie. Julle is ons rots, ons inspirasie, ons alles. Vandag vier ons julle, nie net omdat dit Moedersdag is nie, maar omdat julle elke dag 'n verskil maak in ons lewens. Mag julle harte oorvloei van vreugde en liefde op hierdie spesiale dag, en mag julle altyd weet hoeveel ons julle waardeer en liefhet. Liewe moeders, mag julle altyd die sonstraal wees in die lewens van jul kinders, en mag jul liefde vir altyd straal. Gelukkige Moedersdag. En mag dit net 'n blessing wees vir elkeen. Eden FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. Awe, dis Snotkop hier so, lyk dit. Ek wil net vir al die ma's daar buite sê, baie gelukkige Moedersdag. Ek hoop julle het 'n fantastiese dag vandag, en sonder julle sal ons heel verlore wees. Dankie vir julle oneindige liefde, julle omgee, julle raad, julle maak die wêreld 'n beter plek. Ek hoop ek sien julle almal weer binnekort. Hou die blinkkant bo, en ek hoop julle word uit julle skoene uitbederf vandag. Sien julle gou. Cheers. Aan al ons pragtige ma's daar buite, 'n baie gelukkige Moedersdag. Ek hoop jy word bederf op hierdie spesiale dag. Baie liefde van my en my familie. Vir al die mamas, baie gelukkige Moedersdag. Mag dit 'n awesome dag wees en mag julle baie bederf word. Baie liefde. Bye. Hallo daar, Reven sê so. Ek wil dankie sê aan elke ma daar buite vir al die jare se liefde, omgee en trou. Geseënde Moedersdag. Hallo julle. Hallo almal. Dis Rian hierso. En ons staan hierso onder die moeder van alle akkerbome. Kyk daarso. Lekker. Daar's ons. En met dit wil ons net vir al die ma's en ma-figure daar buite baie gelukkige en geseënde Moedersdag toewens. Ons hoop julle het 'n ongelooflike dag en dat julle sommer baie bederf word. En geseënd voel en dat julle die dag verder baie geniet. Geniet hom. Bye. Mama, I love you. Mama, I care. Hallo julle, ons is Jack en June. Baie gelukkige Moedersdag. Baie geluk. Aan al die mamas daar buite. Mag julle dag net so spesiaal soos julle wees. Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM stereo.